Ek groet vanmôre ieder en elkeen van u in Jesus se wonderlike en ook vir julle naam. Ja, ek is baie dankbaar dat ons andermaal hierdie geleentheid het om saam te kan wees en saam te kan kom in die huis van die Here. All my life, He has been so good. All my life, He has been faithful. Getrou is die Here altyd. Goed is die Here altyd. En daarvoor wil ek vanmôre eer, daarvoor wil ek hom loof en daarvoor hom prys. As u die Bybel saamgebring het, wil ek u nooi om saam oop te maak in die boek van Lukas, die 14de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 15 tot 24. Lukas die 14de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 15 tot en met vers 24. Luke chapter 14, we'll be reading from verse 15 to 24 this morning. Luke chapter 14, and we'll be reading from verse 15 to 24. Lukas 14 vanaf vers 15. En toe een van die wat aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want dit is nou gereed. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die ladings en doomhulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie, tot sover. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan weet ons en verstaan ons dat die Here verwys na die tyd wat hy gaan kom en die ewige lewe of die ewige verderf aan die mens gaan gee. However, I am yet to meet one person who says, I'm not going to heaven. Every person you meet will enter into heaven. Tog is dit duidelik by die lees van hierdie gedeelte dat dit nie die geval gaan wees. En daarom wil ek kom en ons kom bedien vandag op die tema meer of minder gereed. Meer of minder gereed. I want to title today's message, more or less ready. Let's just bow our heads and close our eyes in prayer. Father, we come to you and we thank you for your word. We pray, Lord, that you will
come and take this word and that you will write it on the tables of our hearts. I want to pray, Lord, that you will be the one that speaks into our lives today. En Here, dat ek net in hierdie oomblikke geleihuis 'n mondstuk sal wees. Here, dat ek net 'n instrument in die hande sal wees, terwyl u tot elke hart en elke lewe spreek, Here. En soos u dan ook al vir ons geleer het, soos wat u vir Samuel gesê het, wanneer die Here spreek, wanneer die Here roep, sê dan hier is die tyd. As luister, Here spreek. So we want to come today and we want to ask you, talk to us. Speak into our lives. Share with us thy heart, O God. Thy message that will bring life and allow us to prepare ourselves and be ready when you return. This I pray in Jesus' wonderful name. Amen. Ons teksvers is vandag opgeteken in die boek van Matteus, die 7de hoofstuk, verse 22 en 23. The text for meditation is found in Matthew chapter 7, verses 22 and 23, that says, Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, en in die naam duivels uitgedrywe, en in die naam baie kragtig gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. The English version says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Op die oog af 'n harde woord, maar tog 'n woord wat ons waarlik moet oorweeg. As yet another year draws to a close, and we look at where we stand at this very moment, are we at a better place? Are we more prepared and ready than where we've been a year ago? How did we live? And what have we set out to achieve?
is ons gereed om die prys te behaal van die hoorroeping van God in Christus Jesus, ons Heer. God se roepstem na die mens om vir hom te lewe en om hom te volg is nie een wat ligtelik oorweeg moet word nie. Tog is dit hartseer om te erken dat dit 'n deel van 'n alledaagse lewe geword het, waarin ons nalaat om onsself in gereedheid te bring en voortdurend in gereedheid te hou. Sommige mense het goed begin, maar daarna omgegee. Daarna slap gelê. En staan nie meer vas. Soos ons. Jesus, in Luke chapter 14, told the parable of the Great Supper. The one man said to him, "Blessed are those who eat bread in the kingdom of God." What a wonderful thought. For as I said right at the beginning, all people believe that they are ready to enter into heaven. But Jesus told us this parable, and he said there was a man who once arranged a great supper and invited many to come and enjoy the supper. At the moment the supper was prepared, the man then sent out his servants to call on all the invitees to come and enjoy the supper. One expects that everyone would have prepared themselves for this occasion. You see, the moment you receive an invite, the question is posed that what should RSVP, and so the invitees most probably RSVP. And when the cry went out, when the call went out, the supper is ready, come and enter into the banquet. One would expect that each and every one would have prepared themselves. But it is surprised to find out that all of the invitees offered one or other excuse. As ons mooi nadink oor die gebeure, dan besef ons die volgende met betrekking tot hierdie gelykenis. Die ete wat aangebied was 'n aandete. Die supper is aandete. Ons besef dat die verskonings flou was. Want kom ons wees eerlik en kom ons oorweeg dit objektief. Wie koop 'n stuk grond sonder om eers daarna te kyk? Wie gaan ploeg met hulle osse in die nag? Waar is die beste plek vir 'n bruidspaar om te wees as by die onthaal of die diner? Ons oorweeg dus hierdie verskonings en ons sê
water nie. Dit maak nie sin nie. Maar tog, gebruik ons hulle ook. Het ons al opgelet na die verskonings wat ons kon bied. En wanneer jy daarna kyk, dan wil ek jou vra vanmôre, liewe kind van God, is jy meer of minder gereed vandag as wat jy 'n jaar gelede gewees het? Looking back at this year, what has impacted, affected, and influenced you to prepare in the way you did? Will the excuses we offered, will they stand? Or will the Lord answer us as He answered those who stood before Him, saying, Lord, have we not prophesied in your name? Did we not cast out devils or demons in your name? Lord, did we not do wonders in your name? And then He answered those, and He said to them, go away before me, for I know you not. You who practice lawlessness. We find it harsh. How could this be? Maar jy sien, toe dit saak gemaak het, toe die Here geroep het, toe die Here gepraat het, het die mens verskonings uitgedink. Hulle het verskonings aangebied. Here, dis nie nou 'n goeie tyd nie. Here, ek het hierdie of daardie probleem of ding wat my terughou. Want jy sien die gesig, die visioen was vergete. En as mens het ons vasgevang geraak in die dinge van hierdie lewe. Vir die Here was daar verskonings aangebied toe die Here geroep het, sodat die lewe sy naak gelaat het en uiteindelik skeiding gebring het. Om dit te verhoed het die Here ons individueel opgeroep en vir ons gesê, wees waaksaam en nigter. Wees wakker. Stel vir julle mylpale op. Let op na die pad wat jy loop en bepaal of dit nog die regte pad is. Want jy sien daar is 'n weg wat vir die mens reg lê, maar die einde daarvan is weer van die dood. By tye het ons oorleweringe en ons tradisies ons so verblind dat ons God langs ons pad gemis het. People saw the excuses as valid. You need time. It is difficult. Life is hard. These are the type of things we say to one another to make them feel better. But does our excuses truly stand before God? We need to realize that our excuses stand in our way of being ready, of being prepared. When it's too late. When it's too late, then people want to cry out, Lord, remember the time we cast out demons in your name. Lord, remember the time we did wonders in your name. Lord, remember the time when we prophesied in your name. Toch skop die Here se antwoord in hierdie gemeente. Gaan weg van my. Julle wil
verskonings ons wegtrek en in ons weg staan, ons verhoed het om te hoor wat God sê. Ek wil elke van ons vandag opneem. Hou op om aanvaarbaar vir mense te probeer wees. Hou op om aanvaarbaar vir mense te probeer wees. Hou op om mense se goedkeuring te soek. Job lei 'n lewe waarvan God verklaar en sê daar is niemand so vroom en opreg soos wat hy is nie. En toe die lewe gebeur en alles skeefloop wat ons skeefloop, het mense se situasie verstaan. Hulle kom raad gee, maar tog na afloop van dit alles moedig hulle Job aan, vervloek God en sterf. Want iemand moet skuld aanvaar. Maar wanneer ek moet verantwoordelikheid vat, dan moet ek verskoning maak. Job doen nie dit in sy lewe. Deur die swaar kry. As life happened, Job learned. He came to know who God really are. And so he could move out of what was natural and enter into a life, a relationship that became personal and real to him. Hy verklaar aan die einde, aanvanklik het ek maar net op grond van worship gelewe. Maar nou het my oog gesien. So how ready are you and I? Have we really remembered? Are we able to recall the vision, the theme of the year? Are we able to recall God's calling? Or has it all faded away like New Year's resolutions do? Have we heard from God and obeyed Him throughout the year? Or did we dish out the one excuse after the other? Did the Lord call whilst we said no? Did we ask Him, like Moses did, send someone else? So I'm asking you today, are we more or less ready than what we've been a year ago? Petrus raak iemand luister. Hy verloon die Here Jesus. Hy ontken dat hy ontken. En daar by die see van Tiberias kom ontmoet die Here Jesus hom in 'n vervalle toestand. Hy ontmoet nie hom en hy kom nie na hom om hom te veroordeel nie. Hy wil hom nie kom sleg sê omdat hy hom verloor het nie. Hy daag nie op hom te sê, Petrus, het ek jou nie teen gewaarsku nie. He does not say, I told you so nie. Maar hy kom om Petrus te herstel. Hy kom om hom op te tel. Hy kom om hom 'n
het ons regtig onsself in geleentheid gebring? Of staan ons vandag minder gereed as wat ons 'n jaar gelede was? Is die plek meer of minder reg? Today we have a new opportunity. What shall we do with it? As this year draws to a close, how will you answer? Will you come to prepare? Will you come to make right? Will you come to lay down the excuses? Or will you remain in them and one day cry out, Lord, remember that we have prophesied in your name. Lord, remember the wonders we have done. Lord, remember what we have done for thee. Just to hear, depart from me, you who were lawlessness. Because that's what our excuses leads us to. Waarheen neem my die lewe ons? Berei ons voor? Of gaan ons mee met die vrede? Die Here sê sy stem, Vader in jou hart. Laat vandag vir u en vir my 'n afsluiting, 'n nuwe geleentheid wees om God se stem te hoor en onsself gereed te kry, voorberei en reg te kry in diens van die Meester. Kom ons bid saam. Vader, I want to thank you that you still call our names. I want to thank you, Lord, that you still see us. For you are the God who sees. Here, jy sien nie net die slag wat met ons gebeur nie, maar jy ken ons hele lewe en daar is niks binne dit wat aan u verborge is nie. En deur dit alles wil jy elke gebeurtenis, elke situasie, elke omstandigheid, Here wil jy gebruik, soos jy dit in Job gebruik het, in Petrus gebruik het, in Saulus gebruik het, en in elke ander mens wie jy toegelaat het, gebruik het. Ek bid allemaal, Here, dat jy die naprediker van hierdie woord sal wees, that you will truly remind us of this word, Lord, and every time that we come to offer an excuse, that we shall be reminded of the impact and the result it yields. Help us therefore, Lord, to truly repent, to truly lay down any and all forms of excuses, and find ways to honor you, to obey you, to follow you, and to glorify your holy name.